Goeiemôre, dit is Woensdag 9 Julie. Ek is Estie Geldenhuys en ek is besig om te gesels in 'n reeks oor dankbaarheid. En vandag is dit nommer 11 in hierdie reeks. En die dankbaarheid wat ek hier oorweeg of bedink, is gemik op die wonder van die karakter van ons almagtige Skepper God. Dat ons sy karakter sal verstaan en dankbaarheid in ons binneste sal laat groei ten opsigte van wie hy is. Want as ons nie verstaan wie hy regtig vir ons is nie, kan ons nie regtig dankbaarheid hê nie. En vandag se twee name waarna ek graag wil kyk, is Yahweh Tzidkenu, wat beteken die Here ons geregtigheid. En dan 'n naam wat baie nou daarmee saamgaan, Yahweh Gmolah, die Here wat vergeld. Weet jy, as ons dink oor die karakter van die almagtige Skepper God, en ons dink oor die doel waarvoor hy ons geskep het, dan moet ons weet, hy is by magte om ons letterlik te begelei, om tot in sy hart in te lewe. Want dit is sy wil vir ons. Hy wil dat ons so na as moontlik aan hom en in hom sal wees en nie aan die kant van die vyand nie. En dit is waarom hy geregtigheid wat praat van reg nie verkeerd nie, né? En vergeld, ek dink almal van ons wat kinders grootgemaak het, weet as 'n kind aanhou verkeerd optree en jy sien hom nie reg nie, dan help jy hom ook nie reg nie. Want dit is maar eintlik mos waarop dit neerkom. Ons moet onthou dat die volheid van die betekenis van die karakter van die Almagtige regtig verskuil is in sy Hebreëse name. En as ons hierdie name reg verstaan, dan is dit net, mens kom net nader aan hom, omdat jy hom beter verstaan. Weet jy, nou kom ons kyk 'n bietjie. Die woord geregtigheid bestaan uit 4 lettergrepe. Geregtigheid. Let op die tweede een. Reg, nie verkeerd nie. By Yahweh Elohim is reg. En verkeerd is regtig verkeerd. Dis dit. As ons in hom wil wees en leef en groei, moet ons eenvoudig leer wat vir hom aanvaarbaar is en wat nie. Wanneer ons besig hou met dinge wat vir Yahweh Tzidkenu, geregtigheid, nie aanvaarbaar is nie, soek ons moeilikheid en ons sal dit kry. Hoewel Yahweh Tzidkenu waarlik slegs 2 keer op hierdie manier uitgespel word, en al 2 kere kan jy glo in die boek Jeremia 23 vers 6 kan jy hom loop soek, en dan ook weer Jeremia 33 vers 16. Nou, hoewel hierdie naam Yahweh Tzidkenu net 2 keer uitgespel word in die woord, word die begrip van geregtigheid op verskillende maniere bevestig. Asook met die naam Yahweh Mkadesh, wat op sy heiligheid dui. Maar ook nie baie keer voorkom nie, né? Maar wat intens sentraal staan in sy karakter, sy heiligheid en daarmee saam sy geregtigheid, staan absoluut sentraal in sy karakter. Dit is wie hy is, heilig. En daarom geen plek vir ongeregtigheid nie. Yahweh Mkadesh, die heilige, wat geregtigheid laat uitspeel as Yahweh Tzidkenu. Geregtigheid en Mkadesh het ons reeds behandel, en dan nou vandag geregtigheid. En hier staan ek en jy weer voor die groot vraag. Of is dit liewer 'n opdrag? Om in gehoorsaamheid aan Yahweh Mkadesh, die heilige, te leef. Omdat ons sy wese as Yahweh Tzidkenu reg verstaan. Weet jy, ek wil weer sê, die God in wie ons glo, is heilig. Geen ongeregtigheid kan naby hom kom nie. Daarom
Is dit sy begeerte vir ons dat ons vir onsself in hom sal ontdek wat die verskil is tussen reg en verkeerd. Ons kan dit op geen ander plek ontdek as in hom nie. Dis selfs die kleinste voorbeelde. Reg stap die pad van geregtigheid. Verkeerd haal ons uit sy teenwoordigheid uit en ons is op ons eie. Dis weer Jeremia, wat uit die mond van die Allerhoogste die koers om hierdie pad te kan stap ontvang het. Hoor hoe lees Jeremia 24 vers 7. Ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, dat ek die Here is. Is dit nie wonderlik nie? Hierdie woorde geld vandag steeds vir my en jou. As ek en jy nou dink oor hierdie sit ken, gmola, geregtigheid, vergeld, genigtig, waar begin ek en waar hou ek op? Gaan terug na hierdie vers toe, want dit geld vir ons ook. Hy sê, ek sal hulle 'n hart gee om my te ken, dat ek die Here is. En hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Daar lê die geheim. Dat ons na hom sal terugkeer met ons hele hart. Luister ook hoe lees steeds Jeremia 29 vers 11 tot 14. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle lot verander. En julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Wat was die agtergrond van hierdie woorde? Die volk het droog gemaak. Daarom het Jahwe Elohim toegelaat dat hulle in ballingskap weggevoer is. Maar dit was nie sy plan dat hulle daar sou bly nie. Verkeerde optrede roep na geregtigheid wat kan regstel wat verkeerd is. Dit is waar Jahwe Gemola die regstellende rol speel. Onthou die woeste woorde van Deuteronomium 32 vers 35. My kom die wraak toe en die vergelding. Dit is Deuteronomium 32 vers 35. Die en dit echo ook in die Nuwe Testament. In Romeine 12 vers 19 tot 21. Moenie julle wreek nie, geliefdes. Maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe: aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek het gelees uit Romeine 12, vers 19 tot 21. Die een wat vergeld, Gmola, kan nie dit wat verkeerd is net laat verbygaan nie. Ek het dit al gesê. Almal wat kinders grootgemaak het, weet. As 'n kind verkeerd optree en hy gaan nie weg nie, pleit hy letterlik vir 'n gepaste pak slaag. En ek en jy moet dit ook verstaan. Solank ons beweeg buite die grense wat Jahwe M'Kadesh, die Heilige, vir ons stel, sal Jahwe Gmola, die een wat teregwys, optree, sodat ons kan terugbeweeg onder die beskerming van Jahwe Tzidkenu, sy geregtigheid. Intussen moet ons nooit vergeet dat hierdie ganse karakter van ons Vader liefde en versorging en goddelike beskerming as basis het nie. Dit is omdat hy presies weet, letterlik, watter beste
hoe groot die beste is, wat hy vir elkeen van ons in gedagte het, dat hy nie kan toelaat dat ons kies om dit nie te ontvang nie. Yahweh tzidkenu, ons geregtigheid. Yahweh gmola, hy wat vergeld. Vader, wees ons genadig. Leer ons asseblief om elkeen vir onsself te ontdek wat u geregtigheid vir my beteken. En Vader, wanneer my optrede daarvoor vra dat u my moet teregwys, dat ek dan u vergelding as liefde sal ontvang, dat ek sal leer daaruit, dat ek so intens sal leer, dat ek daardie soort gesindheid en optrede uit my wese kan uitroei. Dankie dat u ons nie los en vir die wolwe gooi nie, maar dat u kom met u geregtigheid, en waar nodig, met u vergelding. Leer ons, Vader, leer ons, sodat ons kan groei in heiligheid. Vader, help ons om u geregtigheid te ken, sodat ons u daarin kan gehoorsaam. En dankie, dat u as gmola ons nooit vir die wolwe gooi nie. Uit dankbaarheid loof en eer ons u. Halleluja. Amen.